Môre. Kind beter as dit kou. Kou baie welkom aan elkeen van julle vanoggend wat so 'n bietjie die koue getrotseer het vanoggend. Hier so vooraf gevra Tricia vir my, wat is die temperatuur? En toe sê hy sê dis nog 0. Dus ons het so vanoggend so 'n bietjie kouer. Ek dink dit was so 'n bietjie warmer as dit gewees, maar aan die gemeente van God. Julle wat geheilig is in Christus Jesus. Julle wat die naam van God drie-enig aanroep. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God, ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Nou, julle het julle blaadjies gekry, so julle kan sien daar die skriflesing kom vanoggend uit die tweede brief aan Timoteus. Timoteus was die jong man wat Paulus onder sy vlerke geneem het, wat self ook 'n prediker of 'n evangelis soos hy was, en Paulus het hom basies dan geskool in die bediening, en dis hoekom hierdie briewe dan ook geskryf is. Dit staan dan bekend in die teologie as die pastorale briewe, maar dis net so vir my en vir jou ook van toepassing. En dan kan julle sien, die tema is vanoggend vers 17, sodat julle volkome kan wees. Maar voor ek vir ons lees, ek wil vra, ek dink dis nie altyd so normaal in die NG Kerk nie, alhoewel ek dink dis 'n normale gebruik in die kerk. Is daar enige iemand, voor ek vir ons lees, wil ek vir ons bid? Is daar iemand wat voel vanoggend hy het 'n spesiale gebed nodig? Kan jy net jou hand opsteek en dan sal ek vir jou ook al opdra die met sy hand opgesteek het. Ek ken nou nie almal se name nie. Baie dankie. Kom ons sluit ons oë. Dierbare Here, dankie vir een en elkeen vanoggend hier teenwoordig in die kerkgebou, dat dit tog 'n saamplek, 'n plek is waar ons kan saamkom om U te kom aanbid. Dankie vir een en elkeen wat vanoggend hier sit, Here. Maak U kosbare woord ontvanklik in ons harte. Dankie dat dit vir haar mag bid, dat die vrymoedigheid gehad het om haar hand op te steek. Dankie dat ek vir haar kan bid en weet dat U haar hart ken. Dankie daarvoor. Dankie dat ek vir haar vanoggend aan U kan opdra, sodat vir elkeen vanoggend wat hier sit ook aan U kan opdra, Here. Maar besonder, Here, die woord, die kosbare woord. Ek is maar net een van die saaiers, die wat die woord saai. Want dit gaan tog oor U woord, en dit gaan oor U. Gee dat die woord ook U mag verheerlik. In Jesus naam vra ek dit. Amen. 2 Timoteus 3, ek lees daar vanaf vers 10. Paulus skrywe, soos ek reeds julle gesê het, hy praat nou met Timoteus en sê vir hom, maar jy het my nagevolg in leer, met ander woorde, die woord wat Paulus hom geleer het, en ek weet nie, ek dink ook julle is bekend daarmee, maar die woord wat die vroeë kerk gehad het, behalwe die briewe wat die apostels geskryf het, was maar die Ou Testament. Met ander woorde, die Jode wat tot geloof gekom het, en die heidene wat tot geloof in die Here Jesus gekom het, het die lering uit die Ou Testament ontvang. En natuurlik uit die briewe wat in die kerk, want dit was maar eers hierna 50 na Christus, wat die eerste briewe omtrent geskryf was.
So die lering, dit wat die Here sy disippels, die 12 apostels geleer het, dis die woord wat in die kerk rondgegaan het. Dan skrywe en soos julle weet, Paulus was 'n skrifgeleerde. Met ander woorde, ek kan eintlik vandag amper sê, Paulus was 'n teoloog, 'n professor in die teologie. Dan sê hy vir Timoteus, maar jy het my nagevolg in leer. Paulus het hom die woord geleer in my lewenswandel. Met ander woorde, Paulus het nie net gepreek die woord nie, of geleer die woord nie, maar Paulus het dit geleef in geloof, in geduld, in liefde en in volharding. Ons gaan eintlik amper sê Galasiërs 5 van die vrug van die Gees. Paulus doen so 'n paar ook hierso. In vervolging, en dit was waar Paulus se lewenswandel, né? In vervolging en ontbering, met ander woorde, hy skipbreek gelei, was gestenig, al daardie dinge, hy honger gehad, hy kos in oorvloed gehad, soos my gebeur geval het in Antiochië, Iconium en Lystra. Paulus sê waar hy vervolg was. Watter vervolging moes ek nie alles verduur nie, maar die Here het my almal gered. Nou hoor nou mooi wat sê Paulus vir Timoteus. En dit is net so vandag vir my en vir jou as gelowiges ook. Almal. Hy praat nie net van sekeres die wat die woord leer of die skrif of die apostels of die pastore, hulle wat die woord. Hy praat van alle gelowiges. Dan sê hy almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe. Die ou vertaling sê God vrugtig. Met ander woorde, hy praat van die vrug van die Gees, sal ook vervolg word. Vervolging is deel van 'n godvrugtige lewe. Dit skryf Paulus in vir ons. Dan sê hy vers 13, maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger. Hulle mislei ander en word self ook mislei. Dis die lewe van goddelose mense. Hulle sal van goddeloos tot erger word. Vers 14 sê Paulus vir Timoteus, maar jy Timoteus, bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy weet tog wie jou leermeesters was. En jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerd reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Tot sover. Vanoggend se tema, soos ek vir julle reeds gesê het, sodat julle volkome kan wees. Die Woordeboek gee sinoniem vir die woord volkome. Vir die kinders sinoniem is 'n ander woord wat min of meer dieselfde betekenis het as die woord volkome. En die Woordeboek sê algeheel, heeltemal en volledig. Nou as julle die woord so hoor, is dit nogal 'n mond vol om in te neem. Die verklarende Woordeboek omskryf die woord volkome as volg. Dit is heeltemal sonder dat iets ontbreek. Nou, as ons hierdie woord hoor, dan deins ons dalk so 'n bietjie terug, want Paulus, dis asof Paulus vir ons sê, maar
Dit is om volmaak te wees. Die ou vertaling lees, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus sal wees. Die nuwe vertaling het ek al vir julle gelees, maar ek lees nog weer, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Die nuwe vertaling skep dalk die idee dat die man wat in diens van God staan, terwyl die ou vertaling sê, die mens van God, dat dit dalk kan wees wat in 'n mate waar is, want Paulus het dit vir Timoteus geskryf, dat dit bedoel is net vir hulle wat in diens van God staan, of ouderling of diaken. Maar Paulus het meer as net dit hierso, wat hy wil sê. Paulus, soos julle weet, en dit het ek reeds gesê, skrywe hierdie brief aan Timoteus, wat hy ook sy seun noem, as jy in hoofstuk 2 gaan lees van die tweede brief, dat Timoteus, nes soos Paulus, 'n bedienaar was van die woord, dat Timoteus die evangelie uitgedra het, sodat mense natuurlik tot inkeer kan kom. En hulle wat tot inkeer gekom het, 'n lewe kan lei om te groei in hulle geloof. Nou kan ek dalk vanoggend vir jou sê, maar Paulus het hierdie brief eintlik geskryf vir hulle wat geroep is, net om die evangelie uit te dra. Ja, die briewe is gerig aan Timoteus, wat 'n bedienaar is, of was van die evangelie. Tog wil ek vanoggend vir jou kom sê, die ou vertaling skep ook tog daardie verwagting, hoewel Paulus vir bedienaars geskryf het, hy tog ook die kerk in die breë in sy visiere gehad het. Paulus het nie net gedink aan Timoteus nie. Paulus het hierdie briewe, dit was die gebruik in die vroeë kerk, dat die briewe, al het die brief 'n naam gehad, was die briewe nie net vir Timoteus nie, vir ander bedienaars, vir disippels, vir ouderlinge, vir diaken en ook vir gelowiges. Ons weet, die Here het vir sekere persone geroep tot in die ampte van die kerk, predikant of 'n pastoor of 'n ouderling of 'n diaken. En dat die Gees dan ook sy kinders ook so sal toerus. Nou wil ek vir jou ook verder sê dat die Here het dit ook bedoel vir disippels. En ek weet nie of julle weet nie wat beteken die woord disipel, beteken 'n navolger. Beteken dit nou dat net die disippels wat hy geroep het, navolgers was, of is ek en jy of julle, wat hulle nou nie geroep is tot die ampt of tot die bediening nie, julle is ook navolgers van die Here Jesus. Julle weet die Here Jesus het die 12 disippels self geroep, hy het hulle self uitgekies. En later het hulle in die kerk as die apostels bekend gestaan. En dit was 'n besondere ampt in die kerk gewees, en hulle het die Here gebruik om vir my en vir jou, of vir al die gelowiges wat van daai tyd, om vir ons die Nuwe Testament te skryf. Ek wil graag vanoggend so ietsie vir julle sê rondom apostelskap. Want ek dink, dis nie noodwendig in ons gewone lidmate wat dit na vore kom nie, maar veral in mense wat dalk meer ernstig in die woord is. Nou nie dat julle nie ernstig is, ook in die woord nie, dit sê ek nie. Maar daar is in sekere kringe is daar mense wat sê dat die ampt van die apostel in vandag se kerk
nog steeds voortbestaan, dat dit nie tot niet gegaan het nie, maar ek wil vanoggend vir julle dit sê, dat die ambt, dit wat ons in Korintiërs lees van die apostels, bestaan nie meer. Met ander woorde, daar is nie meer apostels nie. Dis eintlik 'n dwaling in die kerk. Hoekom sê ek dit? Ek dink Paulus skryf dit in een van sy briewe, of dit staan in die boek Handelinge, toe Judas selfmoord gepleeg het, toe moes die kerk 'n ander apostel kies. En moes die een wat gekies word, self saam met die Here gewandel het. Hy moes die Here Jesus self gesien het, hy moes self saam met hom geleef het. So dit is wat 'n apostel was in die vroeë kerk. En nie net dit nie. Die Here het die apostels gebruik om ons Bybel of die Nuwe Testament te voltooi, of God se woord te voltooi. Hy het nie ander mense gebruik nie. So weet julle ook, glo ons in ons blydende skrifte dat die Bybel is kanon. Kanon beteken geslote. Met ander woorde, daar kan niks bygevoeg word nie, of daar kan niks van weggevat word nie. Net so ietsie oor die ambt van die apostels. Met ander woorde, na daardie apostels het die ambt in die kerk ophou bestaan. En die Here het dit vir daardie tyd was dit daar gewees, sodat ons vandag die woord kon hê. Sodat julle volkome kan wees. Kan ek dalk sê, was die ambt daar gewees, sodat die kerk volkome kan wees. As ek vanoggend se tema net moes vasvang en sê, julle volkomenheid in Christus Jesus lê in hierdie paar verse, dan sal ek vanoggend eindelik dwaal. Want my en jou volkomenheid as kinders van die lewende God lê tog in hierdie woord as 'n geheel, die Ou en die Nuwe Testament. Maar vanoggend is daar nie genoeg tyd tot my beskikking om dan oor die hele woord te praat, om te sê, sodat julle volkome kan wees nie. Volkome om julle toe te rus. Nie omdat ek preek nie, maar omdat die Gees van God op deur die prediker met die gemeente praat. Nou wil ek vanoggend dalk in woord, dit wat ek julle in die begin sê, dalk weer gebruik. Volmaaktheid. Volmaaktheid beteken tog sonder gebrek, en alles volkome, geen foute nie. So kan dit dalk aangaan, en dis wat ek vir jou gesê, as ons die woord volkome hoor, dan kan dit ons dalk tot struikeling bring en sê, maar wat bedoel Paulus eintlik hierso? Ek dink ek wil jou eintlik graag vanoggend bemoedig. Want dalk is hier van julle wat vanoggend hier sit, wat toe ek die woord volkome gebruik het julle dalk gedink aan die woord volmaaktheid. Maar dis nie wat Paulus hier bedoel nie. Die Griekse woord wat hier vir volkome gebruik word, en natuurlik die sinskonstruksie waarbinne hierdie woord gebruik word, wil ek dit dalk vir julle so verduidelik. Dood eenvoudige woord, die hond is mooi.
mooi beskryf die hond. Dis eintlik wat Paulus hier wil doen, volkome wil hy iets beskryf. En hierdie woord word byvoeglik gebruik, maar ek is so bang ek raak vanoggend nou weer te tegnies. Maar ek raak dalk so 'n bietjie tegnies, want ek wil hê julle moet ietsie hoor. Ons almal het tog Afrikaans op skool gehad. Ons daar's dalk net ons gryskoppe wat ons so 'n bietjie vergeet het. Hoe werk die taal? Maar ek het vir julle 'n eenvoudige woord, die hond is mooi, die byvoeger, die woord beskryf, ek is reg aan die maatjie, die woord beskryf die hond, dat die hond mooi is. En dis dieselfde ding wat Paulus hier wil doen, die woord wil iets kom beskryf. Hierdie volkome beskryf ons geloof in Christus Jesus. In ons moderne tale is dit meer eenvoudig, terwyl die Griekse taal 'n baie komplekse taal is. Maar ek wil hê julle moet vanoggend geduld hê, en dit wat ek vanoggend vir julle wil tuisbring. Dit wat ek vanoggend wil hê julle moet hoor in die tema, sodat julle volkome kan wees. Kom ons maak dit eenvoudiger. Ek kan byvoorbeeld, omdat die vanoggend, die meeste kinders is natuurlik my kinders vanoggend hierso. Maar dalk 'n eenvoudige voorbeeld gebruik van 'n kind wat skool toe gaan. Nou vir 'n kind wat skool toe gaan, om, hoor nou die woord, volkome te wees om skool toe te kan gaan, het hy 'n tas nodig. Hy het boeke nodig, hy het handboeke nodig, hy het skryfbehoeftes nodig, en hy het klere nodig. Ek hoop julle hoor waartoe ek op pad is, en dit wat Paulus eintlik hierso skryf in Timoteus vir die kerk. Sodat julle volkome kan wees. Die van julle wat laas Sondag hier was, kan onthou, of hopelik onthou, toe ek gepraat het oor die twee dogmatiese woorde wat ons in die teologie gebruik, om die werking van die Heilige Gees te beskryf, byvoorbeeld regverdigmaking, nie byvoorbeeld, excuse wat ek gesê, regverdigmaking en heiligmaking, en dieselfde sien ons in die Grieks, regverdigmaking is die werk wat God in die mens kom doen. Dis uitsluitlik sy werk, dis eenmalig. Dit gebeur op die tyd toe ek tot geloof in die Here gekom het, tot bekering gekom het. Dan maak hy my regverdig. Heiligmaking is dit wat ek vir jou gesê het, is die vrug van die regverdigmaking. Dit wat in Galasiërs 5 staan. Daai wat, dis nie eenmalig nie, alhoewel hy dit in ons ingegiet het, is dit daar vir ons om vrug te kan dra. Dit waarmee hy ons toerus om te kan lewe. Regverdigmaking het ek gesê is eenmalig, dis God se werk. Heiligmaking is die proses van regverdigmaking. Dit is tot ons beskikking, maar jy groei om meer en meer geduldig te wees. Jy groei om meer en meer lankmoedig te wees. Verstaan julle wat ek sê? Ek praat nie daaroor. Verstaan julle wat ek sê? Hy red volkome. Hy maak ons volkome regverdig. Saam met dit het jy die vrug van die Gees volkome ontvang. Dis wat Paulus hierso sê. Sodat julle volkome kan wees. Hy het dit gegee sodat jy volkome kan wees, meer en meer volkome kan word.
Nou word hierdie vrug wat hy deur sy gees aan sy kinders gee, deur heiligmaking wat jou hele lewe deur. Is dit nie Paulus wat in Korintiërs skryf en sê, ek moet minder word, en Jesus moet al meer word, moontlik gemaak. Eenvoudig gesê, jy moet nou gaan leef wat hy vir jou gegee het. Kom ek maak dit dalk eenvoudiger. As die kind op skool al daardie goed gekry het, en hy gebruik nie sy handboek om te leer nie, dan gaan hy mos nie volkome wees nie. As hy nie sy huiswerk doen nie, gaan hy nie volkome wees in die skool nie. Sy punte gaan ons 'n refleksie daarvan wees. Net so is my en jou lewe 'n refleksie van dit wat die Here deur sy gees tot ons as beskikking geplaas het, of in ons deur die gees. Hoe word ons volkome? Paulus het dit hier geskryf. Deur die woord in waarheid te onderrig. Deur die waarheid van die woord te onderrig. Is dit nie die Here Jesus wat gesê het, die waarheid sal julle vrymaak? Deur dwaling te bestry en te weerlê uit die woord uit. Om verkeerdhede reg te stel, sonde te bely en te laat staan, restituisie, die belydenis en die regmaak van verkeerdhede, van sonde, om 'n regte lewenswyse te kweek. Hoe kweek jy 'n regte lewenswyse by jou kind? Ons sê dit vir hulle. Maar nie net sê nie. Ek as pa en ma moet dit in voorbeeld leef. Dis hoekom Paulus hier vir Timoteus in vers 10 geskryf het, hy gesê, ek het jou geleer en geonderrig in die waarheid van die woord. Maar ook so was my lewenswandel vir jou 'n voorbeeld gewees, sodat jy volkome kan word, Timoteus, sê Paulus. Om 'n regte lewenswyse te kweek. Dis kom ek gesê, heiligmaking en regverdigmaking is dinge wat die Here deur sy gees in sy kinders kom werk. Jy kan nie heilig word as jy nie geregverdig is nie. Jy kan alleen heiligmaking of heilig word in jou lewe as jy geregverdig is op grond van dit wat Christus aan die kruis gedoen het. Hoe het Paulus dit gedoen? Vir Timoteus gesê het, volg my na in die waarheid. Volg my na in my lewenswyse. Volg hom na wie se lewensdoel dit is. Volg hom na in die ware geloof. Volg hom in geduld en liefde en in volharding. Wat sê die spreekwoord, die appel val nie ver van die boom. Kinders word navolgers van ons as ouers. Net soos dit in ons geestelike lewe, ons is, ek het ons gesê, disipel beteken navolger. Jy kan nie 'n navolger wees as jy hom nie ken nie. Jy kan hom alleen navolg as jy hom ken, as jou Heer en Meester en Verlosser en Saligmaker. Nou sê Paulus hierso, ek het die skrif vir julle so 'n bietjie op verskillende vlakke uit mekaar getrek. Dan sê Paulus, as jy so leef as kind van God, gaan jy vervolg word. In watter mate ook al. En daar gaan ontberinge in jou lewe wees.
Jou geloof gaan getoets word, jou geduld gaan getoets word, jou liefde gaan getoets word. Ek weet nie of ek het al vir julle vroeër geleer het, maar in die Grieks is daar 4 tipes liefde, veral wat in die Bybel gebruik word. Die eerste liefde is algemene liefde, om verenig die liefde wat ons tot ons medemens het. Dan die tweede liefde wat die Grieks of in die Grieks gebruik word, is familieliefde. En dan is die ander een, die derde een, is liefde tussen man en vrou. Binne huweliksverband. Dan die vierde liefde, die liefde wat jy al gehoor, is die agape liefde, is God se liefde. En dit is die liefde wat Paulus hier beskryf. God se liefde, die agape liefde. Daardie liefde wat hy deur die wedergeboorte in jou hart kom uitstort het, gaan getoets word. Paulus beskryf dit so. Ek dink dit staan in Korintiërs. Soos goud deur die vuur gelouter word, so word jou geloof gelouter deur die vuur van die Gees. God gaan vir ons op die proef stel. Ek dink dis een van die moeilikste dinge. Dis van die dinge wat nie die lekkerste is in die lewe wanneer die Here ons geloof kom toets nie. Maar weet julle wat is die beste daarvan? Is die vrug van daardie geloof. Dit wat hy deur die Gees in my en jou lewe kom inwerk, kom inklamp, kom verander, kom meer en meer maak soos Jesus. Ek moet al minder word. Dis kom die Here hierdie dinge in ons lewens doen. Die pad is nie maklik daar buite nie. Die Here het gesê. En ek weet nie of julle dit al so gesien het nie, maar soos die disippels gesê het, en Paulus gesê, dit was 'n voorreg om vir Christus te kon gelei het. Nie as ek verkeerd gedoen het nie, maar as ek gelei het ter wille van my geloof, in die Here Jesus. Dan bou hy die vrug van die Gees in ons karakter. Sodat julle volkome kan wees. So Paulus hier bedoel. Dit is vir ons gegee. Ons het die Gees. Ons moet dit gebruik. Ons moet daarna streef. Ons moet hom toelaat om meer en meer hierdie dinge 'n werklikheid te maak in ons lewens. Dis eintlik wat dit beteken. Jy word as in die geesteswêreld as baba gebore hier binne. Natuurlik, en dan kry die baba vaste of kos of melk en dan vaste kos en dan word hy 'n kind en dan word hy adolescent en dan word hy 'n volwassene. So moet ek en jy in ons geloofslewe ook. Ons moet groei na volwassenheid. Jy gaan nie groei na volwassenheid as jy nie geregverdig is deur die geloof in Christus Jesus. Jy gaan alleen heilig word op grond van God se werk in en deur jou lewe. Mag ek jou vanoggend as gelowige bemoedig dat ons
in Christus Jesus. Nie uit myself, maar op grond van dit, wat hy vir ons aan die kruis en in sy opstanding bewerk het. So sal ek en jy meer en meer volkome word, soos ons die Gees toelaat. Ons moet tyd maak, saam met die Here, woord en in gebed. Amen. Kom ons maak ons goed. Here, baie dankie vir die woord. Dankie dat U, o Gees van God, hierdie kosbare woord, dit wat Paulus vir Timoteus wil ons sê, weer hierdie dinge in ons lewens, Here, swaar kry, nie lekker dinge nie, word ons geloof getoets. Kom beproef hy ons, of ons geloof eg is. Dankie daarvoor, Here. Dit gebeur, sodat ons volkome kan wees. Dankie daarvoor, o Gees van God. Dankie vir een en elkeen wat hier sit, en hulle wat ook later die woord sal hoor. Ek eer U ook daarvoor. Ek bid ook, Here, in hierdie skoolvakansie, dat U ook met ons kinders sal wees. Ek bid vir Brakpan Wes, dat U vir hulle mag seën, dat hulle ook gehoorsaam mag wees in die kosbare woord. Seën ook hierdie dag, Here, en vir hulle wat weggaan, wees met hulle, bring hulle veilig terug. Vir hulle wat bly, wees met hulle hierso, Here. Seën ook, so, vir een en elkeen van U kinders. Ek vra dit alles in Hom, vir wie ons aanbid. Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Ontvang die seën, die genade van die Here Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met een en elkeen van julle. Amen.